Goeiemôre gemeente. Baie welkom in vanoggend se erediens. Vanoggend het ons die groot voorreg om ook 'n doopgeleentheid te hê. En wat 'n wonderlike voorreg om weer vanoggend ook herinner te word aan God se genadeverbond ook met ons elkeen. Geliefdes, vanoggend is ons tema die Here se seën. Hoe beleef ons die seëninge van die Here in ons lewe? Kom ons sing staande saam soos 'n wildspan. En beleef van God. Mag hy ons nooit vergeet nie. Ons nooit alleen laat nie. En mag hy ons in sy waarheid en in sy liefde lei. Amen. Geliefdes,
beleef ons God se seën. Wat beteken God se seën in ons lewe? Ons as mense is dikwels geneig om van seëninge te praat of na seëninge te verwys in die goeie tye in ons lewe. Wanneer dit goed gaan met ons gesondheid, wanneer dit goed gaan met ons finansies, wanneer dit goed gaan in ons huwelike en in ons gesinne. Wanneer ons geen probleme ervaar en beleef. Maar geliefdes, God se seën is nie beperk tot ons menslike verstaan. God se seën is nie beperk tot dit wat ons as goeie tye en goedheid beskou. God se seën is nie beperk tot spesifieke omstandighede of tye nie. God wil ons seën in alle omstandighede en deur alle tye in ons lewe. En ons gaan vanoggend lees vanuit die boek van Numeri, en daar is die volk in die woestyn. Hulle weet nie altyd waarheen hulle op pad is nie. Hulle weet nie altyd hoe nie. Hulle raak bekommerd. Dikwels terwyl hulle in die woestyn is, dan val hulle in hulle geloof. Hulle memoreer en hulle kla. En hulle twyfel. Hulle is onseker. En juis daar, in daardie gebroke en onsekere konteks, juis daar, lees ons een van die mooiste seënbedes wat die Here aan sy volk gee. En die Here gee hierdie seën nie omdat sy volk alles reg kry nie. Nie omdat sy volk op hierdie perfekte plek is of omdat hulle perfek is nie. Hulle is nie sondeloos nie. Maar nogtans gee die Here sy seën aan hulle. Hy gee sy seën aan hulle terwyl hulle op pad is. Terwyl hulle deur hulle lewe moet loop en deur hierdie woestyn gaan. In hulle alledaagse lewe gee die Here aan hulle sy seëninge. Ons sien ook in Numeri later in ander gedeeltes dat die Here aan hulle sorg deur vir hulle manna en kwartels te gee, water te gee in die woestyn. Hy gee vir hulle oorwinning van oorloë en hy gee ook vir hulle die beloofde land. God is getrou en hy gee aan hulle sy seëninge, sy teenwoordige betrokkenheid. Wanneer ons hierdie woorde gaan lees vanoggend, moet ons onthou dat hierdie woorde vir Moses en Aaron gegee is, maar dit is nie hulle woorde nie. Dit is God se woorde. En wanneer ons hierdie woorde lees, dan moet ons ook onthou, dit is nie vir 'n spesifieke geslag of 'n tydperk gebonde nie. Aaron se seuns en sy nageslagte moes hierdie woorde ook sê. Hierdie seëning is van geslag na geslag oorgedra. En so geliefdes,
is ons elkeen vandag op ons eie lewenspad. En soms soos die volk, weet ons nie wat voor lê op ons lewenspad nie. Ons is soms onseker. Ons weet nie altyd hoe nie. En soos die volk is ons ook bewus van die gebrokenheid in ons wêreld. Ons klaag soms, ons murmureer soms, ons twyfel soms, ons val soms. Ons is ook nie sondeloos nie. Maar vanoggend hier is ons elkeen op ons eie lewensreis en dalk is die van ons wat hier sit en ons is besig in ons eie woestyn. 'n Woestyn van vrees, 'n woestyn van spanning, 'n woestyn van twyfel. Nie is vanoggend hier in die huis van die Here. En ons het die voorreg om, terwyl ons elkeen op ons eie lewensreis is, ook hier saam te kom en God se woord te lees. En ons het die voorreg om nie net hierdie seënbede te lees vanoggend nie, maar ook om hierdie seënbede vanoggend te ontvang. Kom ons lees, geliefdes, vanuit Numeri 6 uit. Ons lees daar vanaf vers 22 tot 27. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, hierdie seënbede begin met die woorde: die Here sal julle seën. Hierdie is woorde wat Moses en Aaron en die nageslag moes sê, moet uitspreek. Ons spreek vandag nog hierdie seënbede uit. Maar dit is God self wat hierdie woorde lewend maak. Mense kan hierdie woorde uitspreek, maar net God kan hierdie seënbede lewend maak en uitvoer. Net God alleen. In die Hebreëus lees ons dat die Hebreëse woord van seën is barak. En wat dit ook beteken in Hebreëus is om af te buig. En hoe besonder is dit nie? Want God self, die allerheiligste God, die skepper van die heelal, buig neer na ons as mense. Hy buig af van sy troon af en hy kyk na ons. Hy leer ons ken. Hy is betrokke in ons lewe. En hy wil ons seën. En as ons enigstens twyfel daaraan, kan ons ook dink aan Jesus Christus. God self wat vir ons mens geword het, neergedaal het na hierdie aarde toe, om ons te seën. Om ons te seën deur sy lewe, deur sy sterwe en deur sy opstanding. Ons sien van die begin af, reeds in Genesis, hoe die Here mense seën en die skepping seën met lewe. God is getrou. En God seën ons.
En wanneer ons reg deur die Bybel lees en ons sien hoeveel mense God geseën het, dan help dit ons ook om die seën in ons eie lewe raak te sien en te besef. Soveel keer is ons so besig met die lewe, dat ons die seëninge van die Here miskyk in ons lewe. Ons is soveel keer besig met die wêreldse dinge, dat ons nie die seëninge van die Here in ons lewe tel nie. Die Here se seën is nie beperk nie. Dis nie beperk tot in hierdie wêreld nie, want die Here seën ons ook met die ewige lewe. Hy beloof ons dat hy ons sal seën ook met die hemel. Maar terwyl ons hier op aarde is, moet ons bewus wees van hierdie feit en moet ons lewe met hierdie feit. Niks kan God se seën van ons af wegvat. Jesus Christus is as 'n seëning aan ons gegee. Die hemel is as 'n seëning aan ons beloof. En daagliks kry ons seëninge uit God se hand. En niks kan dit by ons steel nie. Niks kan dit by ons wegvat nie. Dit kan nie uitgevee word nie. God se seën is by ons. Dit is deel van ons lewe. Die seën sê dan ook, en julle beskerm. Wat beteken die woord beskerm vir ons? Wanneer ons kyk na die 53 vertaling, dan gebruik dit die woord behoed. Die Here sal ons behoed. En in die Hebreëus, wanneer ons kyk, dan beteken die Hebreëse woord wat hier gebruik word letterlik om jou te hou. Hoe besonder is dit? Om geseën te wees beteken nie altyd alles gaan volgens ons wêreldse opinie goed gaan. Dit beteken nie dat daar nie swaar kry sal wees nie. Maar hierdie seën beteken dat God is by ons. God sorg vir ons en God hou ons vas. Beskerm beteken nie dat ons nooit gaan seer kry nie. Dat ons nooit verlies gaan ervaar nie. Dat ons nooit gaan rou nie. Maar dit beteken dat niks wat met ons gebeur sal ons uit God se hand kan ruk nie. Want God hou ons. Die seën van die Here seën ons met hierdie wete dat God self ons behoed en ons bewaar en ons beskerm. Ons vashou. Deur alle tye van ons lewe. Dan sê die seën, die Here sal tot julle redding verskyn. Wat so mooi is van die Hebreëus en die 53 vertaling stel dit baie naby aan Hebreëus, waar daar staan, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Geliefdes, hierdie seën is gegee vir die Israeliete binne in die woestyn. Nie in die beloofde land nie. Nie na die oorloë en na die uitdagings nie. Dis vir hulle gegee in die woestyn, in die onsekerheid, in die tyd wat hulle die meeste hierdie seën nodig gehad het. En dit bring vir ons vandag ook 'n stukkie hoop. Dit bring vir ons vertroosting.
Want ons is ook nog nie in die beloofde land nie. Ons is ook nog nie in die hemel nie. En hier op aarde beleef ons dinge wat seer maak. Ons beleef swaar kry. Ons beleef dinge wat ons nie voor antwoorde het. Ons beleef leemtes. Ons beleef verlies. Daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat ons seer maak. Maar terwyl ons hier op aarde is, hier waar ons die meeste nodig het, hier gee die Here ook sy seën aan ons. Hy verskyn tot ons redding. En hy draai sy aangesig na ons. Geliefdes, vanoggend gaan ons 'n klein dogtertjie doop. Daardie dogtertjie gaan nog moet leer loop. En wanneer ons leer loop, dan val ons baie keer. En ons almal weet dat kinders partykeer baie huil. En dat kinders partykeer net glad nie wil slaap nie. Kinders is afhanklik van hulle ouers. Hulle kyk op na hulle ouers en hulle soek daai liefdevolle vertroosting. Hulle wil hê hulle ouers moet na hulle kyk en hulle raak sien. Ons is elkeen swak en breekbare mense. Ons is klein, nietige mense. En daarom wanneer ons opkyk na die Here, sê hierdie gedeelte van die seun dat hy na ons sal kyk. Hy sal sy aangesig na ons toe draai. En dit beteken dat hy met aandag na ons kyk, met liefde na ons kyk. Dat hy teenwoordig is wanneer hy na ons kyk en dat hy betrokke is. Hy kyk met sorg na ons. Hy kyk met omgee en vertroosting na ons. Hy draai sy gesig na ons toe in genade. En hy verskyn tot ons redding. Hy los ons nie alleen. Dan sê die vers ook, en julle genadig wees. Genade is onverdiende goedheid. Ons kan nie genade verdien. Maar in hierdie wêreld moet ons presteer, of ons word nie aanvaar nie. Ons moet onsself aan mense probeer bewys. Dis wat die wêreld sê. Daar is 'n tekort aan genade in hierdie wêreld en daar is 'n tekort aan genade tussen mense. Hoeveel keer skinder ons nie oor ander mense se foute nie? Skinder ons oor hoe ander mense besluite neem. Ons oordeel en beoordeel sonder genade. En ons verwag ander mense moet ons genade en ons goedheid verdien. Maar dis nie hoe die Here werk. Die Here se genade kan ons nie verdien. En God se genade is vir ons beskikbaar. Verniet. God se genade sê dat ons hemelse Vader ons gekies het. Want hy het ons lief.
God se genade sê dat deur Jesus Christus is ons vergewe en is ons gered. God se genade sê dat ons die Heilige Gees ontvang om saam met ons te lewe, om ons te help om ons gawes uit te leef, om ons te help om te bid. God se genade sê dat ons met vrymoedigheid na die Here toe mag gaan, net soos ons is. Ons hoef nie eers op die perfekte plek of sondeloos te wees. God se genade sê ons is welkom. Dan sê die gedeelte ook, en aan julle, die Here sal julle gebede verhoor. Geliefdes, hoe ernstig neem ons nog gebed op? Bid ons nog vir mekaar in hierdie gemeente? Bid ons nog vir hierdie gemeente? Bid ons nog vir ons huwelike? Vir ons gesinne, vir ons families, vir ons vriendekringe? Bid ons nog vir ons dorp en ons land en ons wêreld? Praat ons nog met die Here? Want geliefdes, hierdie gedeelte van die seën sê, dat ons reeds hierdie seën ook ontvang, dat die Here ons gebede hoor, dat ons met vrymoedigheid na hom toe mag gaan. Geliefdes, Jesus Christus het ons geleer dat ons in afhanklikheid moet bid. En dat ons in afhanklikheid ook moet bid, Here, laat U wil geskied en nie my wil geskied nie. Bid ons nog vir Here se wil. Vra ons nog na sy wil. Soek ons nog na sy wil om die regte pad te loop, om die regte besluite te neem. En deel van hierdie seën is nie net dat die Here hoor nie, maar dat die Here reageer. Hy reageer volgens sy wil en volgens sy wysheid. Ons bid nie teen 'n plafon vas nie. Ons bid tot ons lewende God. Die gedeelte sê ook, en aan julle vrede gee. Geliefdes, die volk het nie vrede beleef, aardse vrede beleef. Hulle moes beklei vir oorlewing. Hulle moes oorloof en oorloof veg. Hulle was onseker, hulle was party honger en dors gewees. Hulle was partykeer hartseer. Hierdie woord wat hier gebruik word, is die Hebreëse woord shalom. En shalom is waarmee die Here ons wil seën. Dis 'n innerlike heelheid en dis 'n innerlike vergenoegdheid en volledigheid in die Here. Shalom is 'n innerlike vrede en 'n innerlike tevredenheid. Dit gaan nie oor omstandighede nie. Dit gaan nie oor konteks nie. Dis 'n vrede wat net ervaar en beleef en gevind kan word in 'n verhouding met die Here. Vrede wat die wêreld nie kan bied nie, want dit is 'n vrede wat verstand te bowe gaan. Geliefdes, ons Here Jesus Christus moes aan die kruis vir ons sterf en opstaan uit die dood uit, om vir ons ewige vrede te verkry. En ons kan leef met die hoop dat daar ook vir ons elkeen vrede is wat die Here met ons wil deel. En daar wag ook 'n ewige vrede vir ons elkeen.
Die doop en die nagmaal, die sakramente van die Here wat hy self ingestel het. Dit sluit ons in by sy vrede. Sy vrede wat hy in sy oorwinning behaal het. Die gedeelte gaan dan aan en dan sê hulle, so moet die priesters. Hierdie seën was deur die priesters uitgespreek. Die geestelike leiers, die verteenwoordigers van God. Wie is die verteenwoordigers van die Here? Ons elkeen. Ons elkeen wat hier sit en staan, is verteenwoordigers van die Here. Elkeen wat glo is 'n verteenwoordiger van die Here. Hier sit baie geestelike leiers vandag hier. Geestelike leiers van huisgesinne. Geestelike leiers van huwelike. Geestelike leiers wat by die skool of by die werk as 'n geestelike leier optree. Ons elkeen kry die opdrag om nie net seën te wil ontvang nie, maar om 'n seën vir ander mense te wees. Ons is nie net geseën nie, ons word gestuur as 'n draer van God se seën in hierdie wêreld. Wanneer ons God se seën ontvang in ons lewe, dan moet ons dit ook deel. Die gedeelte sê dan ook my naam oor die Israeliete uitdruk. Hierdie is 'n belangrike gedeelte want dit sê dat die Here nie net is wat hy gee nie, maar dit gaan hier oor wie die Here is. God is heilig. Ons kom vandag saam in hierdie gemeente om God se naam te bely. Om te sê ons glo in die Here en ons doop in die naam van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. En wanneer ons bid, geliefdes, tot wie bid ons? Ons bid in God se naam. En ons bid, laat U naam geheilig word. As gelowiges is dit ons opdrag om hierdie seën te ontvang en God se naam in die wêreld in te dra. Ons moenie net God se naam aanroep nie, maar ons moet sy naam in hierdie wêreld uitdra. Ons dra sy naam in hierdie wêreld in met hoe ons leef, met hoe ons liefhet, met hoe ons optree, met hoe ons reageer. In totale afhanklikheid kom ons as gebroke mense. Ons kom as gebroke mense voor die Here en ons vra vir die Here se seën in ons lewe. Ons is nie alleen nie. Ons is nie vergeet nie. Ons gaan nie alleen deur die woestyntye van ons lewe nie. In ons omstandighede, in ons konteks, wil die Here ons seën. God beskerm ons en hy gee aan ons sy redding. Hy sien ons raak. Hy laat sy aangesig oor ons skyn en hy bring vir ons redding vanuit sy genade alleen. God hoor ons wanneer ons bid en hy reageer. God gee vir ons 'n innerlike vrede wat die wêreld nie kan gee. God plaas sy naam oor ons elkeen se lewe. Want ons behoort aan hom. God wil ons elkeen seën. Mag ons sy seëning in ons lewe beleef.
Amen. Geliefdes, een van God se seëninge is die sakramente wat hy vir ons ingestel het en gegee het. Die nagmaal en die doop. En God seën vandag nog 'n dogtertjie van hom met die doop. Geliefdes, daarom kom ons luister almal saam. Vanoggend weer opnuut na wat beteken die doop? Die doop is in die naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dit beteken en verkondig dat ons en ons kinders, wat as sondaars in hierdie wêreld ingekom het, slegs in die koninkryk van God kan ingaan as ons opnuut gebore word. Die Here bevestig deur die doop ook dat hy ons by sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en dat ons mag deel hê aan die voorregte van die verbond. Ons en ons kinders word verbind aan Christus, wat met sy sonde, wat met sy bloed ons sonde afgewas het. Ons ou sondige lewe het saam met hom aan die kruis gesterf, is saam met hom begrawe, maar ook deur sy opstanding is ons lewend gemaak, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is 'n seël van die inleiding van die kerk van die Here Jesus Christus en verplig ons om as lewende lidmate te leef. Ons as gedooptes kan net uit dankbaarheid die Here met ons hele wese lief hê, hom vertrou en hom alleen dien. Dit is net genade. Die Here wil ons deur sy sakrament verseker, ook dat hy deur sy Heilige Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so wil regeer, dat ons al hoe langer, hoe meer sy beeld sal vertoon. Geliefdes, ek gaan graag vir Jacques en Bianca nou na vore nooi vir die doopbeloftes wat hulle moet aflê. En wat 'n voorreg om vanoggend ook herinner te word aan ons elkeen sy eie persoonlike doop. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het opnuut gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van die verbond ook skenk deur Jesus Christus, om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of uit bygeloof nie. Moet u opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely u, hoewel ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier ook geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ten derde, beloof u om hierdie kind, van wie u die vader en die moeder is, in die leer na die beste van u vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop u antwoord? Geliefdes, ek wil vra dat die gemeente sittend vir ons sing, my enigste troos, en dit is die lied waarop die Henry ook dan vir ons ingebring word. Amen.
you. Ons doop jou vandag in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Mag die drie-enige God jou seën tot jou redding verskyn, sy aangesig na jou te draai en ook aan jou sy vrede en sy seën gee. Geliefdes, kom ons sing saam vir hulle die seënbede. Het vir ons kom leer hoe om te leef as 'n geseënde mens, hoe om te reageer op God se seën. En deel daarvan is dat hy vir ons geleer het hoe ons moet bid. Ons gaan staan in die Onse Vader sing en daarna gaan ons die seëngroet ontvang en ook die Amen as afsluiting sing. Kom ons staan saam vir die gebed. jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en mag hy aan jou sy vrede gee. Amen.